ek en jy het een ding in gemeen wat nie altyd baie positief is nie altyd baie lekker is nie. En dit is dat ons ongelukkig verlei word op 'n gereelde basis deur versoekings. Daar's altyd versoekings wat oor jou pad kom en daar's altyd versoekings wat oor my pad kom. En vir my voel dit partykeer of dit net nooit ophou nie. Dis aanhoudend. Dit is deurlopend. En dit is vandag en dit is môre en dit is volgende week. Want ons moet onthou, daar's 'n brullende leeu wat ons wil verslind. Ons moet onthou, daar's 'n dief wat steel en slag en uitroei. En versoekings het alles te doen met jou swakpunte en met my swakpunte. Ons gaan nooit versoek word op ons sterkpunte nie. Want ek wil die duiwel hou nie van verloor nie. Hy weet, as ek nie van sjokolade hou nie, gaan hy my nie probeer verlei met sjokolade nie. As ek nie hou van enige soet ding nie, gaan hy my nie verlei met enige soet ding nie. Dan gaan hy juist iets anders gebruik, my swakpunt. Hy gaan my swakpunte gebruik. En dit is wat hy doen, hierdie aanhoudende versoekings wat oor ons pad kom. Ek praat altyd van die skinkbord van versoekings. En soos ek sê, die woord versoekings uit die Grieks het alles te doen met swakpunte in jou lewe en swakpunte in my lewe. Maar daar is baie goeie nuus wat ek vir jou wil gee. En dit is, daar's 'n Jesus. Daar was 'n kruis. Daar's 'n oop graf vir die slag wat ek en jy val vir hierdie versoeking. Daar's genade, daar's vergifnis as ons kom met ware berou. Maar nog belangriker en nog meer positief is Paulus se woorde in 1 Korintiërs 10 vers 13. Waar hy vir ons sê dat geen versoeking, die Here sal nie toelaat dat enige versoeking wat meer is, sterker is as wat ek en jy kan weerstaan oor ons pad kom nie. Ek wil hê jy moet dit gaan lees, 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat jy kan verstaan, sal oor jou pad kom nie. Dis nie die Here wat versoek nie, onthou net dit. Dis die duiwel wat versoek. En dan kom die Here en hy gee die krag sodat ek en jy die versoeking kan weerstaan. Dis baie belangrik. So in daai swak oomblik, wanneer jy in jou swakpunt aangevat word, roep uit vir God se krag, roep uit vir die krag van Jesus, want sy krag is tot ons beskikking en sy belofte is, geen versoeking is sterker as sy krag in jou en in my om hierdie versoeking te weerstaan nie. So kom ons veg versoekings met alles in ons, maar met sy krag en in sy naam.